Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel. Dis 'n gunsteling tyd altyd. Dit is Vrydag aand ons gesels sport want dit is die naweek se sportaksie wat voor ons lê. Altyd lekker om te kyk wat Saterdag en Sondag gebeur. Weer soos altyd internasionaal en in Namibië. En daar's weer vinnige motors wat gaan jaag. Dit is die Formule 1 wat voortgaan in Italië en MV Welman gaan sy mening gee van daai volgende Formule 1 by Imola. Sokker, groot, dis die FA Cup finaal. Dis mans en vroue. Dis oor die naweek en ons gaan hoor wat sê van die afrigters en ook in die Engelse Premier Liga wat sê van die afrigters in sokker. Golf, dis die Amerikaanse PGA, dis die tweede grootte op die manskalender. Scottie Scheffler, wêreldsnommer 1, gee sy mening na sy eerste ronde. En dan ook rugby, dis die Verenigde Rugby Kampioenskap wat voortgaan en 'n paar wedstryde die naweek wat ook plaasvind en Mike Potgieter gee ook sy kundige mening. En dan tennis, Italiaanse Ope, ons gesels ook met Jannik Sinner, wat ook sy mening gee nadat hy deurgedring het tot die semifinaal. En kyk ons natuurlik wat in Namibië gebeur. So is 'n klomp sportaksie en hy bly ingeskakel en gesels ons en vertel wat alles gebeur en hoor wat sê die afrigters en die sportmanne self hierso op in die tunnel. Kom ons begin met Formule 1. Dis die vinnige motors, dis Italië se beurt, dis Emilia Romagna Grand Prix. Dit is Imola noem hulle hom eintlik. Dis die dorp waar dit plaasvind en dit is altyd groot aksie op hierdie stadium sit McLaren wat die voortou het. Oscar Piastri om die waarheid te sê is nommer 1 en Lando Norris, sy spanmaat van McLaren nommer 2. Oscar Piastri het 131 punte tans, Lando Norris het 115 tans en Max Verstappen probeer nog so by hulle bly op 99, maar hy is besig om afstand te verloor tussen hulle. Lyk of McLaren hierdie jaar die titel kan wen. George Russell se Mercedes is in die 4de plek met 93 en dan Charles Leclerc Ferrari 53. So interessant is hoe Ferrari gaan vaar, is natuurlik vir hulle tuis Formule 1. Hulle doen altyd goed daar, maar dit is McLaren wat eintlik maar die gunstelinge is. Die vervaardigers net vinnig, McLaren domineer 246 punte, Mercedes tweede 141 en Red Bull op 105, derde plek. Kom ons hoor wat sê die man wat die beste weet, is MV Welman, hy is van Megafoon Sport en hy sê vir ons wat ons te wagte kan wees daar in Italië. Dankie Aria, vir my een keer terug na Europa toe, die eerste keer hierdie seisoen. Dis die eerste van 3 wedrenne in 'n ry. Die eerste een is die Emilia Romagna Grand Prix by die Imola renbaan, natuurlik waar Ayrton Senna gesterf het 31 jaar gelede. Gevolg deur die kroonjuweel in Formule 1 se wedrenkalender, die Monaco Grand Prix in Monte Carlo en dan natuurlik die Spaanse Grand Prix waar 'n klomp nuwe reëls en regulasies van toepassing gemaak gaan word. Almal se oë is natuurlik vir kante gerig op McLaren. Daar's klomp gerugte dat McLaren dalk die meeste geaffekteer gaan word deur hierdie nuwe regulasies. Maar ja, McLaren lyk heel gemaklik, hulle voel hulle gaan nie geaffekteer word daardeur nie. So, natuurlik hierdie wedren, die eerste een waar 'n klomp spanne hulle tradisionele eerste opgraderings vir die seisoen bring, onder andere hierdie slag Aston Martin. Aston Martin het 'n verre droewige seisoen. Hierdie motor wat hulle nou bring, die eerste is 'n nuwe vloer en 'n nuwe bakwerk en hulle het dit ook nog steeds in hulle ou windtunnel ontwikkel, maar in 'n nuwe windtunnel gekorreleer. En dis altyd die groot probleem, Red Bull sit met dieselfde probleem dat jou uitslaa in jou windtunnel nie korreleer met wat op die baan gebeur nie. En hierdie nuwe windtunnel wat Aston Martin geïnstalleer het, behoort daai probleem iets van die verlede te maak. Lawrence Stroll is natuurlik 'n man wat nie skaam is om 'n paar rande of paar ponde agter sukses aan te gooi nie en hy is nou beslag vir 'n bietjie beter opbrengs op sy belegging wil sien. So kyk wat daar gebeur. Die feit natuurlik, dis 'n Italiaanse Grand Prix hierdie, is in Italië. Lewis Hamilton ry vir die eerste keer vir Ferrari, die Italiaanse span in Italië, maar dit lyk amper of die witbrood tussen die twee verby is. Hy het hierdie week almal op Instagram, insluitende sy hond, ge-unfollow sodat hy niemand volg op Instagram nie en hy het dit voorheen ook gedoen net na hy teen Max Verstappen verloor het in 2021 op daai kontroversiële wyse. So ek vermoed soos ek sê, die witbrood is iets van die verlede, daar selfs teksprake dat Italiaanse ondersteuners van dalk hierdie naweek mag boe. McLaren natuurlik nog steeds die gunstelinge. Oscar Piastri die laaste 3 wedrenne in 'n ry gewen. Hy het 16 punte voor sy spanmaat Lando Norris en dit lyk amper of hy die sielkundige oorhand begin kry oor Norris. Norris lyk so 'n bietjie of hy 'n bietjie broos is as hy druk toegepas word. Die enigste persoon wat regtig op die oomblik vir Oscar enige bedreiging inhou is eintlik maar net Max, al is die Red Bull nie noodwendig die beste motor op die baan op die oomblik nie. Hy is natuurlik ook in die span wat hierdie naweek 'n klomp veranderings gebring het. Die Red Bull het heeltyd probeer hulle nuwe dingetjies om die motor beter te maak, maar lyk nie of hy baie positief is nie. So, ja, baie opwindende wedren. Soos ek sê het, hulle gaan hierdie naweek die eerste keer Pirelli se nuwe C6 sagte band bring in die C4, die C5 en die C6, die hard, die medium en die sag. En hopelik as hulle die C6 gebruik, dis 'n besonderse sagte band, gaan hulle dalk meer as een kuipestop moet gebruik wat die wedren dalk 'n bietjie meer opwindend kan maak. Almal kla daaroor, die wedrenne is baie saai as jy op die voorste wegspuntplek kwalifiseer, is die kans baie goed dat jy die wedren wel gaan wen. So ja, baie om uit te sien die naweek, bietjie aksie, terug na jou toe Arie.
Ja, dankie MW. Ja, lekker vooruitsig. Dis die Italiaanse Grand Prix daar by Imola en dit is 'n 3 uur Sondagmiddag in Namibiese tyd. Hulle ry anti-kloks gewys, dis 19 draaie wat hulle ry en dis 4,9 km is die baan en hulle gaan 63 rondes ry. So dit is laas jaar Max Verstappen wat gewen het en Lando Norris was tweede gewees. Ons gaan aan na die sokkerveld, dis 'n groot finaal, dit is Saterdag, dit is die FA Cup. Hy is eintlik by die lekkerste en die maklikste in Engels, die Afrikaanse woord is die Sokker Assosiasie beker. Klink nie reg nie, klink of niemand weet wat se beker dit is nie. So is die FA Cup mansfinaal wat Saterdag gaan plaasvind. Dis die 144ste keer wat 'n finaal gespeel word. So hy gaan baie jare terug en hy word by Wembley gespeel. Manchester City wat speel teen Crystal Palace. En dis baie interessant, Manchester City het al 7 keer die FA Cup gewen. Crystal Palace nog nooit, nie meer waar is, dit sê Crystal Palace het nog nooit enige van die groot bekers gewen nie. So as hulle Saterdag wen, sal hulle eerste groot beker wen, want hulle het ook nog nooit die Premier League gewen nie. So kom ons hoor wat sê die afrigter van Crystal Palace en dit is Oliver Glasner. About playing at Wembley. Yeah. So I know it's something special and it's okay fulfilling the expectations at the beginning or maybe being better than the expectations are. You know, I know or I can feel how much this means for the club, how much this means for our supporters. And the supporters, you know, are human beings, you know, and not just having a good life in our group, in Palace, you know, many people having great moments, having great times. They will remember, yeah. And this is something, and I was part of this group, yeah. And I think this is what every one of the players can be proud of, you know, that you did. Maybe that's a little bit, I don't know if it's the right word, pathetic. You know, it's, but this is, you know, what I'm really feeling is. That's the best thing, you know, yeah. That you can make people happy, you can make people laughing, you can make people enjoying. Dan Oliver Glasner, ja, hopelik vir daai klub sal hulle ondersteuners kan gelukkig maak. Is 'n volgepakte Wembley. Dit is 5:30 Namibiese tyd Saterdag, daai afskoptyd. Ook Sondag, dis die FA Cup vroue Sondag finaal ook. Dit is 2:30 Namibiese tyd, dis ook by Wembley. En dit is Chelsea wat speel teen Manchester United en Manchester United het laas jaar gewen. Chelsea het die 2 jare voor dit gewen. So hulle is die twee vormspanne hierdie jaar ook. Chelsea teen Manchester United. Ons gaan na die Engelse Premier Liga, hulle speel Vrydag en Sondag, natuurlik nou nie Saterdag as gevolg van die FA Cup nie, dit is Vrydag al wat Chelsea teen Manchester United speel, en dit is 9:15 Vrydag aand, en Chelsea wat 5de lê op die puntelys met 63 punte, en Manchester United 16de laer af. Manchester United het so een oog op die Europese beker finaal, hulle speel teen Tottenham Hotspur. Moeilike seisoen vir Manchester United sover, maar kom ons hoor wat sê hulle afrigter Ruben Amorim. Hy word eintlik elke naweek gevra, hoe voel dit nou as hulle so sukkel en dan wen hulle en dan verloor hulle. Hierso is Ruben Amorim. What I'm saying is that since I arrived here, I'm always talking about the standards. And I cannot see the team having these results, especially in Premier League, and not say nothing and not take the responsibility. It's just that I have a clear idea what to do. I understand the problems of the team, so I'm far from quitting. What I'm saying is that we need to perform. And we had this season, in the future, we need to perform. Or else they will change us. That is normal thing. So, especially after the match, was my feeling, and it still is my feeling today. Dit dan Ruben Amorim, ja, daai finaal wat hy van praat is komende Woensdag die 21ste, dit is Manchester United teen Tottenham Hotspur, dis Europa League finaal, en Tottenham Hotspur wat ook dan 17 op die puntlys lê, so Engelse Premier Liga, nie 'n goeie vorm nie, maar is 'n interessante eindstryd wees, maar kom ons hoor, wat sê die afrigter van Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, en daar's ook oor hom gevra, daar's baie negativiteit, moeilike seisoen vir hom, gee die eindstryd daarom ietsie positief, hierso is die afrigter van Tottenham Hotspur. Irrespective of the circumstances, when you get to such a significant moment, I think there's always, an understanding of both on a personal level, but more importantly as a group, what we've had to overcome to get there. And I think every team's got their own story, and in those kind of moments, it's the emotion of it and how you've overcome the odds to get to where you are. Really important to recognise for the group, and I guess for myself individually. So
Yeah, I was really proud of the fact that against the backdrop of some real difficulties and some massive challenges, that the group still found a way to get to the final and give us an opportunity of something pretty special. Ja, Tottenham Hotspur teen Manchester United volgende Woensdag is daai finaal dan. Maar kom ons gaan ook verder na die Engelse Premierliga. Sondag wat hulle speel Everton teen Southampton, dit is 1:00 Sondagmiddag Namibiese tyd, dan West Ham teen Nottingham Forest, dit is 3:15. Forest lê tans 7de op die puntelys, so belangrik vir hulle om in die top 8 te probeer bly. En dan Arsenal speel teen Newcastle en dit is Arsenal wat tweede op die puntelys lê met 68 en Newcastle derde met 66. So 'n baie belangrike wedstryd vir daai twee, veral om top 4 te probeer eindig vir kampioenskap Liga sokker volgende jaar. En dan maandag is dit Brighton teen Liverpool. So 'n klomp sokkeraksie, baie aksie wat dan Engelse Premierliga plaasvind oor die naweek en dit is dan Sondag en Vrydag. Ons gaan vinnig na die tennisbaan voor ons advertensiebreek vat en dit is die Italiaanse Ope. Komende naweek is dit die finale. Die vroue finaal is al bepaal. Dis Saterdag wat dit gaan plaasvind. Dit is Coco Gauff wat gaan speel teen Jasmine Paolini. Coco Gauff van Amerika, Paolini van Italië. Coco Gauff wat vir Qinwen Zheng uitgeskakel het en Jasmine Paolini vir Peyton Steers van Amerika. So dit is die finaal Saterdag en dan die mans wat ook in aksie is. Daar's nog semifinale wat moet plaasvind. Carlos Alcaraz en Lorenzo Musetti nog steeds in die toernooi. En dan veral die nommer 1 gekeerde Jannik Sinner. Hy het baie beïndruk in die kwartfinale het hy baie goeie tennis gespeel. Hy speel in die semifinaal teen Tommy Paul. Maar kom ons hoor, wat sê Jannik Sinner? Waarom dit interessant is, hy was vir 3 maande nie in aksie nie. Hy was geskort gewees as gevolg van die gebruik van 'n verbode middel. So hy het nou net weer teruggekom sy eerste toernooi, maar lyk my hy het goed gerus. Hy's in goeie vorm. Hierso is Jannik Sinner. I'm just happy to be here. I mean, there are no many secrets. We prepared ourselves in the best possible way to be in shape here. We had a lot of doubts of how my performance is going to be because in practice sessions I had some very many ups and downs and you don't have the feedback of the real match. And so I just came here. I'm very present person. If things goes well, I'm positive. If things don't go well, I work on that. Like after the match against Jasper, I stayed on court because I felt like something didn't work as I wished to. So and there are no secrets. They're just hard work and believing in myself, and that's really it. There is nothing else, and obviously the support means so much to me, and I feel very comfortable here and trying to give some nice moments back. The Italian tennis is in a great moment with Lorenzo on the other side of the semis, Jasmine making final here, so there's a lot of Italy here in the Italian Open, so it's nice to be part of this. Dit dan Jannik Sinner, ja, hy is in goeie vorm en hy is een van die gunstelinge om die Italiaanse Ope in sy tuisland te wen. Maar kort wat 'n advertensiebreek, as ons terugkom, dan kyk ons wat gebeur met die golf. Dis daai PGA toernooi en ons praat ook rugby. Welkom terug by In die Tonne, lekker besige sport naweek wat voor ons lê. Ons gaan nou kyk wat in Namibië gebeur. Eers gaan ons na die golfbaan. Dit is die tweede groot major van die jaar op die manskalender wat plaasvind tans en dit is die Amerikaanse PGA. Dit word gespeel in Charlotte. Dit is North Carolina by Quail Hollow golfbaan. Die voorloper is Jonathan Vegas. Hy is van Venezuela. Hy het 'n 7 onder baansyfer gespeel. Cameron Smith van Australië ook -6. Goeie tellings in die begin. Van die bekende speler Scottie Scheffler, hy is op -2, hy is die wêreld nommer 1. En kom ons hoor wat sê hy. Hy het veral interessant gepraat, dit is die baan wat baie nat is en daar was baie reën gewees en hy het in die skoonveld het hy baie modder op sy golfballe gehad en hulle mag nie die bal nie plaas nie. Partykeer is daar 'n reël dat jy die bal kan optel, merk en optel en skoonmaak en neersit. Hulle noem dit up and down is die term waarvan hy gaan praat. Kom ons hoor wat sê Scottie Scheffler in terme van daardie reël. By the way, this is going to be the last answer that I give on playing it up or down. I mean, I don't make the rules. I think when you're looking at the purest forms of golf, I think, like, if you're going to go play links golf, there is absolutely no reason on a links golf course you should ever play the ball up. It doesn't matter how much rain that they get. I mean, the golf course could be flooded underwater, and the ball's still going to bounce somehow just because of the way the turf is and the ground underneath the turf. In American golf, it's significantly different. When you have overseeded fairways,
that aren't sand capped, there's going to be a lot of mud on the ball. And that's just part of it. And when you think about the purest test of golf, I don't personally think that hitting the ball in the middle of the fairway you should get punished for. And on a golf course as good of conditioned as this one is, this is probably a situation in which it would be the least likely difference in playing it up, because most of the lies you get out here are all really good. And so I understand how a golf purist would be like, oh, play it as it lies, but I don't think they understand what it's like literally working your entire life to learn how to hit a golf ball and control it and hit shots and control distance. And all of a sudden, due to a rules decision, that is completely taken away from us just by chance. Ja, dan Scottie Scheffler, hy is nog nie baie gelukkig as daar modder op die golfbal is nie, maar dit is nie lekker as dit op die skoon veld gebeur nie. Maar dit is gaan voort, dit is Scottie Scheffler altyd in vorm, hy gaan een van die gunstelinge wees om waarskynlik Sondag ook die titel te wen. Rory McIlroy het +3 gespeel, hy het die Meesters onlangs gewen, so hy het 'n bietjie gesukkel in sy eerste ronde. In Suid-Afrika se Garrick Hugo was 2 onder baansyfer. Ons gaan na die rugbyveld, dis lekker Verenigde Rugby Kampioenskap wat nog voortgaan, is die laaste rondom Tali rondes, dan begin dit semifinale of kwartfinale semifinale daarna. Dit is al Vrydag aan die Stormers wat teen Cardiff speel in Kaapstad, en almal veg nou vir 'n top 4 en 'n top 8 posisie, en tans is dit Leinster van Ierland wat voor is, hulle 72 punte na 17 wedstryde, die Bulls het 63, Glasgow Warriors 59 en die Sharks 58. Hulle maak so die top 4 op. So wat die naweek ook gebeur is, die Sharks wat teen Scarlets speel, en dit is Saterdag 7:30 wat hulle gaan speel. Ons hoor sommer eers wat met die Sharks moontlik kan gebeur. Ons praat met Mike Potgieter en hy gesels oor die Sharks en die Scarlets. Mike, vir die Sharks baie op die spel, maak eintlik 'n groot verskil as die derde eindig in steede van vierde ook, en veral in uitspelwedstryde, hooggekeerde spelers met tuis semifinale as daar ernstig guns vir jou is. Maar dit is weer teen 'n Walliese span wat die Sharks speel, en die Scarlets wat eintlik ook nie baie goeie vorm gewys het die afgelope tyd nie. Die Sharks weer eens tuis, hulle sal opdraf en sê ons kan hierdie wen, ons moet hierdie wen. Definitief, en ek dink dit is, as jy gaan kyk na waar die Suid-Afrikaanse spanne op die stadium lê met die uitsondering van die Bulls, wil ek amper sê beide die Sharks en die Stormers speel vir beter posisie op die punteleer, soos wat jy gesê het, is natuurlik vir daai uitspelrondes. Maar die Sharks sal na afloop van hulle wedstryd, dink ek, baie vinnig, eerstens die wedstryd moet wen met 'n bonuspunt. Tweedens baie vinnig terug gaan kleedkamer toe om te kyk na wat gebeur in die wedstryd daarna, want wen Glasgow Warriors maak dit vir die Sharks nog moeiliker om bietjie op te skuif. So die Sharks sal hoop vir Leinster om die wedstryd later die aand in hulle guns te swaai, sodat as die Sharks wen, hulle self bo Glasgow kan inskuif in die derde posisie. Ja, dankie Mike. Ja, groot wedstryd in Durban. Ek sien dat Eben Etzebeth is ook weer gekies. Hy was eintlik beseer gewees op 'n stadium, maar lyk my sterk genoeg om teen Scarlets te speel Saterdag. Dan ook die Bulls, hulle speel 3:00 die middag, speel hulle Saterdag teen die Dragons, en kom ons gesels weer met Mike Potgieter. Ons gesels 'n bietjie wat op Loftus Versveld kan gebeur. Mike, Loftus Versveld, dit is weer 'n vroeë wedstryd. Die Bulls speel altyd lekker as die son skyn, lekkerder amper as die son skyn. Ook teen Europese spanne, want hulle is weer liewer vir die koeler weer. Maar die Bulls het goeie momentum, speel goeie rugby, wen van hulle moet wen, en hulle lyk bepaald na 'n span wat kan hierdie kompetisie kan wen. Dit is nog vroeg om te sê, maar hulle speel ook om seker te maak hulle eindig ten minste tweede of derde. Definitief, ek dink die een ding wat op die stadium redelik swaar op die bestuurs- en afrigtingspan van die Bulle lê, is beserings. Hulle het deur die loop van die seisoen bepaalde sleutelspelers verloor aan beserings, maar dit was ook deurslaggewend in die diepte wat die Bulle gehad het. Ons het al deur die loop van die seisoen soveel keer gepraat oor die diepte wat die Bulle werkstellig het. Ouer spelers wat kom met daai ervaring, maar jonger spelers wat leer by daai ouer spelers, en ek dink dit is op die stadium die geheime wapen en die sukses tot hierdie seisoen vir die Bulle. Ja, dankie Mike. Ja, die Bulls sal verseker daar wil wen. Ek dink hulle is by verre die gunsteling om daai wedstryd te wen, en hopelik kan hulle tweede op daai punteleer eindig vir ten minste 'n tuis semifinaal, dalk nog 'n tuis finaal. Die Lions speel ook Saterdag, hulle speel 4:15 die middag, hulle speel teen die Ospreys daar in Johannesburg, en ek gesels weer met Mike Potgieter. Maar die Lions teen die Ospreys, daar's nou nie meer uitspelmoontlikhede vir die Lions nie, wat teleurstellend was. Op 'n stadium vroeg in die seisoen het hulle baie naby gemik en gesê hulle is 'n span wat eintlik in die top 8 gaan kom, en veral as hulle tuis speel, wat my kommerwekkend is dat hulle begin tuis ook nou verloor. En hulle was 'n span wat nog redelik onlangs gemaklik tuis gewen het. Mens wonder wat gebeur nou daar, want dit is as hier na spelers wat ook weggaan.
daar's 'n spisie dat dit dalk nie 'n gelukkige franchise is nie. En dit is moeilik dan vir 'n afrigter om alles bymekaar te hou. Ja, ek moet vir jou sê Arrie, dit is baie waar wat jy sê en dit was nogal een van die goed waaroor ons telke male gepraat het oor die spangees en dinamika in die groep. Ons het op sosiale media video's gesien van hoe hulle mekaar terg en spot met mekaar en dat daar 'n goeie gees was. Dit wys net vir jou die belangrikheid van hierdie kompetisie is dat jy jou tuiswedstryde begin wen. Dit is van kardinale belang, nie net vir die punteleer nie, maar vir die moreel in die span ook. Nou as jy nie tuis wen nie en jy gaan toer en jy sukkel op toer, jy verloor sleutelspelers, dan begin dit 'n geval raak van daai, ek wil amper sê wandelgang gesprekke. En ek sê geensins dis wat besig is om te gebeur by die Lions nie, maar ek dink dis mens waar jy begin, okay, hier gaan Zanele. Ja, okay, hier gaan Edward. Okay, hier gaan sleutelspelers op wie jy staat gemaak het. Begin nou ander heenkome kry. Ja. Nou dit kan wees dat hierdie spelers baie makliker begin kyk vir geleenthede as gevolg van die welstand by die Lions, maar dit kan ook wees dat hierdie spelers as gevolg van hoe die Lions hulle opgebring het en na vore geplaas het as spelers wat actually vir jou nou 'n impak kan wees, meer op aanvraag is. En ek dink dis die hartseer vir my by die Lions. Daar's nog altyd spelers gewees, ons kan teruggaan na Tuka se tyd toe. Daar's individuele spelers by die Lions, by die Vrystaat, by Griquas wat groot impak maak, opgeraap word deur groter unies en dan weer opgeraap word na internasionale spanne of ander spanne toe. En ek dink dis op die stadium bietjie die potjie van die Lions. Ja, dankie Mike. Ja, dit is die Lions wat in Johannesburg speel teen die Ospreys 4:15. Namibiese tyd is daai afskoptyd. En die ander groot wedstryd is later Saterdag aand, is Leinster teen Glasgow Warriors. Dit is 9:30 en die Bulls sal verseker hoop dat die Leinster span van Glasgow Warriors daar sal klop. Ons kyk ook vinnig na fietsry. Dit is nog steeds in Italië, die Italiaanse tennis wat gespeel word, maar ook die Giro d'Italia, een van die groot fietsry geleenthede in Italië. En dit is Mats Pedersen wat nog voor is, hy is van Denemarke. Saterdag is die 8ste skof oor 197 km. Hulle is in die berge wat hulle ry en Sondag ook nog steeds in die berge 181 km en 9de skof. So dit is 21 skofte, dit gaan nog lank wat hy aangaan, eindig eers op die 1 Junie in Rome. Kom ons gaan na Namibiese sport en ons nog gekyk wat internasionaal gebeur. Daar is 'n klomp sportaksie ook in Namibië. Ons skop af sommer eerstens met die rugby. Ons is in die tonnel, ons meer die diepte aan, ons hart by die tonnel uit vir 'n rugbywedstryd ook. 'n Premierliga van Namibiese rugby, dit is in Walvis Bay, die eerste groot FNB Kudus en FNB Wanderers en dit is 4:15 Saterdag. Ook die wedstryd wat uitgesaai word op NTV kanaal 285 en op oneup2.com kan ook ingeskakel word. So vir die wat nie daar kan wees om daai wedstryd te kyk nie, vir al die Wanderers ondersteuners wat dit so kan volg. Dan ook in Kommersdal is daar 'n groot FNB Western Suburbs wat speel teen FNB Rio Falcon. Dan in Rehoboth is dit FNB Rehoboth wat speel teen FNB Dolphin wat hulle besoek. En nog 'n wedstryd in Windhoek is by Truscott United se veld met Truscott United wat speel teen FNB UNAM. So lekker groot rugby wat ook in Windhoek plaasvind. Daar's ook van die skole rugby wat ook begin. Die afgelope naweek was dit die groot interskole gewees met Gim, Windhoek Gimnasium en WAS. Hierdie naweek is dit onder 19 Premierliga wat by Stamford gespeel word 12:00. Dis Farmstead El Nathan wat speel teen Compact Tumep se Gimnasium se eerste span. Dit is 12:00 daai afskoptyd vir die wat in die omgewing is. En dan ook in Walvis Bay, lekker skole rugby by Jan Wilkins Stadion. Ek het al baie lekker sport by Jan Wilkins Stadion gekyk so deur die jare en dit is dit Duinesig teen dis teen Ottawa se Windhoek Affies. Daai wedstryd is ook 12:00 in Walvis Bay Saterdag. Ook sokker altyd is Depmarine se Premierliga wat voortgaan. Daar's sokker in Gobabis, Okahanya, ook in Otjiwarongo, maar daar's ook 3 wedstryde of 3 stadions waar daar gespeel word in Windhoek. Dit is by die Onafhanklikheidsstadion. 'n Wedstryde Saterdag is die Bucks Buccaneers teen die Blue Boys. Dit is 7:00, dis die Onafhanklikheidsstadion. By SKW is daar ook sokker. Dit is FC Ongos wat speel teen Kuka Tops. Dit is 1:00 die middag. En dan is dit by dieselfde veld ook Tigers teen Ulingo. Dit is 4:00 die middag wat dit gespeel word. Dit is by SKW se gronde. En dan ook by UNAM Football Club. Hulle speel teen Blue Waters. Dit is 4:00 die middag. Dit is lekker sokkeraksie ook reg oor Windhoek wat plaasvind. En so dis 'n klomp sportaksie reg oor Namibië, reg oor die wêreld en dit is lekker gewees om ook sport te gesels het hierdie Vrydag. Daarmee moet ek volstaan hierdie week. Geniet hierdie sport naweek vir internasionaal en in Namibië. En ek gaan beslis laat aan die PGA golf kyk. Al 4 rondes sommer, van klaar die eerste een al gekyk, al 3 rondes wat oorbly. En dan die FA Cup finaal sal ek ook baie interessant vind om te kyk of Crystal Palace hulle eerste groot beker
kan wen. Ons gesels weer volgende Vrydag en dis in die tonnel en tot dan groete en 'n baie lekker sportnaweek.